is 29 Januarie 2026, lesing 77 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. En ons is nou besig met die batalje wat nou daar afspeel met hierdie klomp fariseërs en Yeshua wat deur Sireneus met hulle praat. En ons gaan verder aan. Die opskrif hier is die owerste val deur die mandjie. Julle kan nog onthou, hy het nou 'n groot perkamentrol daar uitgerol, waar die keiser hom eintlik volmag gegee het om enige iets te doen. Hy kan maak wat hy wil. En die arme Sireneus wat tweede in bevel is, het nie geweet van hierdie rol nie, en uiteindelik maar die wind uit sy seile geslaan. Nou lees ons verder. Om te val deur die mandjie beteken om maar te val deur die sif. Dit is soos ons maar dit sê in ons spreekwoord. By die oewer sê die owerste, dis nou die fariseer aan sy kollegas, dit het julle goed gedoen. Onthou, hulle het ook aangekom en gemaak, dat asof hulle 'n beter verteenwoordiger gaan wees, en hulle het hom baie sleg gesê. Nou kyk hierso, dit het julle goed gedoen, want julle skynbare optrede teen my, waarvoor ek julle met my sweye die teken gegee het net in tyd gekom. So hierdie slinkse jakkals het dit self laat gebeur. Nou is hulle uitgetel en weet nie meer wat hulle moet doen nie. As die 3 aangekondigdes nou maar net nie kom nie, hulle is die enigstes wat dit nog vir ons moeilik kan maak. Veronderstel dat hulle ook nog die beroemde Nasarener by hulle sou hê. Ja, sou dit so wees, val ons reusagtig deur die mandjie. Dan help niks ons meer nie. Na my mening moet ons nou probeer om so vinnig moontlik op see te kom en lynreg na Jerusalem gaan. Want as die aangekondigdes eenmaal daar is, kan dit dalk glad nie meer moontlik wees nie. Sireneus het die bewakers teruggetrek, niks staan meer in ons pad nie. Laat ons dus 'n paar 100 meter hoër langs die oewer opgaan. Dan sal ons daar wel 'n vaartuig van 'n Griekse visser aantref, waarop hy ons in veiligheid kan bring. Die kritikus, dis nou die ander ou in die geselskap, sê, maar die volkswagte uit die stad, hoe sal ons hulle vryspring? Want hulle sal agter struikgewasse op ons loer, en as hulle ons pak, is ons ook verkoop. Nou nie vergeet, ek het so 'n bietjie die geskiedenis hier vertel, dat toe hulle die stad aan die brand steek, het hulle eers begin met hierdie klomp priesters se huise, en hulle het die priesters gevang en doodgemaak, die volk. Dit was 'n redelike groot oproer. En toe vlug hierdie lot uit die stad uit, en nou sê die ou man, ek hoor jy, as hulle ons nou kry, is ons dood. So hulle het nou maar 'n groot probleem, hulle is regtig tussen die duiwel en die diep blou see. Nou sê die owerste, ja, dit is 'n wanhopige besigheid. Wat sou jy daarvan sê, as ons brutaalweg 'n geleide vir ons veiligheid wou eis, of sou eis van Sireneus? Gesien die keiserlike dokument, kan en mag hy ons dit nie weier nie. Gaan jy daarheen en doen dit? Die kritikus doen dit, maar Sireneus het voor die tyd al raad by my gevra, en ek vertel hom toe natuurlik alles wat die fariseërs aan die oewer gesê en besluit het. Sireneus weet nou waaraan hy toe was, en wat hy in die eerste instansie moes gedoen en gereël het. Toe die kritikus sy eis so brutaal en gebiedend moontlik aan Sireneus stel, sê Sireneus, vriend, die oorkonde het my wel eers laat skrik, maar ek het tog nog nie geweet dat dit vals was nie. Maar omdat ek nou baie inligting hieroor gekry het, is ek nou nie meer verskrik nie, en sal ek volstrek nie aan die eis van u owerste inwillig nie. Gaan sê u aan die owerste, dat hy die bewese oorkonde dadelik aan my moet uitlewer, anders sal dit met geweld van hom afgeneem word. As hy egter probeer om die dokument te vernietig, dan kan hy vandag nog reken op die kruisiging. Gaan heen en sê dit vir hom. Nou ja, wie anders het vir Sireneus gesê, die ou het 'n vals perkamentrol, dit is 'n vervalsing. En dit is maar iets wat die Jood nog altyd baie opsteun, is vervalste dokumente.
en dinge wat hulle goed en regte toeëien wat hulle nooit ooit gehad het nie. So dit het nie, dis 'n ou ding. Die kritikus buig daarna diep en verwyder hom, bewend oor sy hele lyf. Toe hy by die owerste aankom, stotter hy van angs. Ons het verloor. Die vervloekte valse dokument het die kroon gesit op ons skurkestreke. As dit nie vandag is nie, dan tog seker môre aan die kruis. Oorhandig sonder slag of stoot die vervloekte dokument dadelik aan die opperstadhouer. Anders hang jy vandag nog aan die kruis. 'n Duiwel moes jou verraai het. Sirenius is met alles op hoogte. Toe die swart geselskap, insluitend die owerste, dit hoor, word hulle uitermate mismoedig, en die owerste neem die dokument en gee dit aan die spreker en sê, hier vat hier en bring dit weg. Ons het verloor, want hiermee het ons laaste hoop in rook verdwyn. Ek dink hier 'n beter woord sou wees, maar ek het dit gecheck, dit is in die Duits hoe hy staan, sal seker wees hierdie duister geselskap, want Vader praat van hulle gees. Die kritikus doen dit toe, bring die dokument na Sirenius en sê, geëerde gebieder, hier is die dokument. Ons is baie groot en grove misdadigers, en doen nou net nog 'n beroep op die menslike hart. Sirenius vat die dokument, lees dit deur en sê na 'n tydjie, kyk eers hier, dit is nou slinks. Sê my nou met watter geleentheid die owerste aan hierdie Carta Alba gekom het. Beteken 'n blanco volmag. Die kritikus sê, geëerde meester, ek weet baie, maar dit weet ek werklik nie. As owerste het hy hierdie dokument reeds van Jerusalem af saamgebring hierheen. Wie van hulle dit daar gekry het, weet ek nie. Sirenius sê, maar u is wel seker dat hy dit al van Jerusalem af saamgebring het. Kritikus sê, ja, hy het ons dit laat sien en daaroor gepraat en ons toe op die hoogte gestel of op hoogte gestel van sy mag. Dit is alles wat ek weet, meer sal ook niemand van ons weet nie. Sirenius vra verder, hoe het hy hom dan verder as mens gedra? Die kritikus antwoord, ek weet van niks sleg oor hom nie. Hy het sy amp altyd streng en volgens die Judeese gees vervul. Hy het wel sy invorderings nou nie juis op 'n baie barmhartige wyse opgeëis nie. Dit is bekend, maar daar is bykans geen geval aan my bekend, waar hy hom ooit te hard teenoor iemand gedra het nie. Dit kan wees dat hy vroeër baie op sy gewete gehad het, wat hy ons natuurlik nooit vertel het nie. Maar sedert sy aanstelling hier is niks aan ons bekend nie, behalwe dat hy gister tydens die wonderlike voorval werklik te veel aangedring het op offers. Die volk het egter self die meeste aanleiding daartoe gegee. Nou hier skerm hierdie ou nou maar vir hierdie owerste van hom, want dit is nie werklik hoe dit gaan nie. Daai mense het invorderings gebring of invorderings geëis by die volk en hulle het soldate saam met hulle gevat. En dit was die normale norm. En as jy nie kan betaal nie, dan vat hulle jou kinders. En hulle ontvoer hulle net basies tempel toe waar hulle as slawe moet gaan werk. Maar dit was normale praktyk vir hierdie ouens. So hy het net binne die normale opgetree. Wat as ons nou daarna kyk uit 'n liefdeshoogpunt van Joshua, was dit 'n gruwelike vergryp wat hulle gedoen het aan die volk, wat nie deur Moses afgekondig was nie. Moses het gesê die mense moet vrywillig hulle gawes bring. En dan die verdere ding wat ons weet is dat hierdie ou is 'n moordenaar. Hy het nie geskroom om vir Sagaria in die heilige van die tempel dood te maak nie. Ek het nou nie nou die toe ek het gelees het, as julle hierbo agter my kyk, is daar 'n skets, daai geel ding daar, is nou 'n bietjie hoog gesit deur Anne-Marie. Ek weet nie of julle daai een kan sien nie. Die heel boonste een is die skets van die tabernakel. En daar is aan die heel regterkant is die voorportaal en dan kry jy die heilige
en dan die Allerheilige. Nou, hy is daar in die heilige doodgemaak, deur hierdie selfe ou, wat met hierdie vals papiere rondgeloop het. Nou Sirenius vra verder, het die owerste al dikwels van die dokument misbruik gemaak? Die kritikus antwoord, tot op hede het ons niks daarvan gemerk nie. Sirenius vra, is dit alles die suiwer waarheid wat u my nou vertel het? Die kritikus sê, geëerde meester, ek sal sterf, as daarvan volgens my wete, ook maar 1 jota onjuis is. 'n jota is 'n komma. Sirenius sê, goed dan. Net hier 'n bietjie water drink. Gaan en sê aan die owerste, dat ek hom nou wil spreek, en dat hy daarom hierheen moet kom, want ek wil eers sien, wat daar in die geval nog vir u gedoen kan word. Die keer gaan die kritikus al met meer moed en minder koors na die owerste terug en dra die boodskap aan hom oor. Die owerste dink 'n bietjie na en sê dan, wel, wat het ons nog meer hier te doen? Die speletjie met 'n vriendelike gesig saamspeel. Dis altyd beter om 'n bietjie te verloor as alles. Einde van die hoofstuk. Volgende hoofstuk is die bekentenis van die owerste, hoofstuk 148. Toe begeef die owerste hom na Sirenius toe en sê, hier staan 'n magtelose nou voor u. Hy het hom 'n tyd lank ingebeeld dat hy as mens van hierdie aarde ook al die regte, waarvan slegs die mense van hierdie aarde hulle self bedien, vir homself kon gebruik. Maar hy het hom misreken, hoewel hy self 'n rekenkundige kunstenaar was, en het tot die oortuiging gekom dat die verhewene geen ander verhewene langs hom kan duld nie. Daarom wil ek van nou af aan een van die allernederigstes wees. Miskien is ek dan aanvaarbaar vir die verhewene. Nou is 'n regte kruipery hierso. Nou sê Sirenius vir hom, dis baie verstandig van u, maar sê my nou net, waarom u uself anders aan my voordoen, as wat u is? Ek het u tog as vriend die hand gereik, en u het dit weggeklap. Wat wou u dan eintlik daarmee bereik het? Die owerste sê, stel vir uself eers 'n hoë menslike funksie voor. Daaraan kleef daar altyd 'n geheime hoogmoedsteken, waarop staan eer en mag van die funksie. Dit maak dat 'n mens baie maklik daardeur begin te sondig. As 'n mens gewoond geraak het om so te sondig, word 'n mens blind en doof en gaan altyd hoor deur te sondig. Jammer genoeg kan 'n mens beslis eenmaal op 'n hoogte waar staan, net tot hier en geen halwe stap verder nie. Daardie punt het ek nou bereik, en ek sal baie bly wees om so vinnig moontlik baie diep benede te wees. 78 jaar is ek nou reeds, en ek verwag verder weinig meer. Van nou af aan wil ek my slegs met die suiwer goddelike besig hou, as u my nog die kort oorblywende deel van my lewenstyd wil skenk. Sirenius sê, gaan. Daar dig by die huis van Markus sal u aan 'n tafel brood en wyn vind. Versterk u daarmee en dan sal ons die saak besleg, nog voordat die aangekondigdes aankom. En hier moet ons 'n nota maak, is dat Yeshua nou basies ten volle vir Sirenius in sy gees lei, met alles wat hy sê. Sirenius, wat baie bekend was as 'n streng regter, sou hierdie ou vir dit wat hy gedoen het, sou hy hom dadelik laat kruisig het. Maar dit wys ons net weer die barmhartigheid van Yeshua. Self sulke slegte mense wil hy nog ook 'n kans gee om berou te hê en tot bekering te kom. Want dit is die les wat vir ons daar is. Want ons is altyd baie meer geneig om iemand wat dan nou skuldig bewys is, dan wil ons hom vertrap. En ons wil hom in die tronk sien, of ons wil hom dood sien, of wil hom op die straat sien. En dit moet nie so wees nie, want Yeshua se aard is nie so nie. En ons moet sy aard, sy wese in onsself opneem, soos hier.
Die owerste trek nou 'n vrolike gesig, wil hy die kruis verwag, dank en gaan vinnig na die gedekte tafel. Die ou het behoorlik honger en dors en die voorstel kom hom baie goed te pas. Maar terwyl die oue hom versterk, gaan ek na Sireneus en sê aan hom, so is dit goed, jy het die saak baie goed gelei. Ook die getuienis wat jy oor die Nasarener gegee het, was baie goed. Nou, hy is die Nasarener. Maar dit is nog te vroeg om hierdie mens aan my voor te stel. As die saak op dieselfde wyse verder gelei word as tot nou toe, sou dit wel moontlik kon wees om hierdie mense vir ons te wen. Maar om oorhaastig te handel, kan dit heeltemal bederf. Ek sal Raphael nou tot jou beskikking stel. Hy sal doen wat jy hom opdra. Maar wees versigtig met wonders of wonderwerke. Laat niks doen vir die herstel van die nog gloeiende stad nie. Ook al is die engel baie goed in staat om die hele stad in een oomblik weer te restaureer. Want ek wil dat hierdie plek gedurende 'n tyd nederig bly en dat Markus en sy kinders uiteindelik diegene sal wees wat die plek weer op die been sal help. Al die ander mag hy vir jou doen, maar altyd met 'n sekere bepaalde versigtigheid. Sireneus sê, meester, wat gaan u intussen doen? Yeshua sê, ek sal in jou omgewing bly en my tot net soos tot nou as buitestander gedra. As jy nou teen die middag 'n skip sien aankom, gaan dan aan die oor en ontvang die aankomelinge in my naam. Sê egter vir hulle dat ook hulle my nie voortydig aan hierdie mense moet verraai nie, sodat die saak met die Fariseërs nie bederf word nie. Laat die boodskapper en die sanger Hermie na my leerlinge gaan, hulle sal hom vir ons werk die nodige onderrig gee. En gaan met Koran oor die toekomstige inrigting van sy staat praat, of ek gaan met Koran oor die toekomstige inrigting van sy staat praat, hy is 'n koning oor 'n land, en ook met Mathael en sy eggenote. Nou weet jy waaraan jy toe is en wat jou te doen staan. Sireneus sê, ja goed, my meester en my God, maar hoe sal ek kan sien wanneer hierdie groep van 50 ortodokse Judeërs ryp sal wees vir u? Yeshua sê vir hom, dit sal jy wel op die regte oomblik gewaar word na die middagmaal, wat ons vandag 'n uur later sal gebruik. Maak jou maar geen sorg daaroor nie, en doen alles na behore en volgens my ewige goddelike orde. Sireneus was met hierdie opdrag baie tevrede en vol vreugde, dat ek heeltemal ingestem het met sy behandeling van die Fariseërs. Ek roep nou dadelik vir Raphael en gee hom die opdrag om homself ter beskikking van Sireneus te stel. Ek dink dit moet so wonderlik wees as jy Yeshua se inspirasie in jouself ervaar terwyl jy met mense praat. En dan kom Yeshua na jou toe en hy sê, man, jy het dit nou baie mooi gedoen. Dit is hoe ek dit wou gehad het. Ek dink nie daar kan 'n groter eer wees wat jy kan ontvang as dit nie. Ek het nou in die afgelope dag gelees van 'n ou wat sê, daar was 'n vioolspeler wat voor 'n baie groot gehoor gespeel het. En hy het 'n wonderlike stuk gespeel, en toe hy klaar is, toe spring al daai duisende mense op, en hulle juig hom toe, soos ons sê, hulle cheer hom. Maar die ou begin toe huil, en die ou wat die konsert daar aangebied het, sê, maar hoekom huil jy, kyk hoe juig die mense jou toe, hulle nie geniet dit almal. Hy sê, nie almal staan en juig my toe nie. Daar's een ou wat sit, die konsert organiseer, sê, ja, maar dis een ou, dis duisende wat staan. Hy sê, ja, maar daardie ou is die onderwyser. So, presies vir ons, dat ons moet lewe, dat Yeshua sal staan en jou toejuig,
en maak nie saak wat die ander mense sê nie. Of andersom, as al die mense jou toejuig in die wêreld, beteken dit niks as Joshua nie ook tevrede is nie. Raphael kom vinnig nader en sê, hier staan ek om Elohim, u en alle mense wat van goeie wil is, deur die krag en die mag en in die naam van die Meester te dien. Wees egter versigtig met wat u beveel, want ek sal alles uitvoer. Sireneus sê, vriend uit die hemele, as ek volgens my verstand te werk sou gaan, sou die een dwaasheid na die ander tevoorskyn kom. Dat ek tot nou toe so sukses gehad het met die baie sluwe fariseërs, het ek slegs aan die Meester te danke, want hy het my die woorde en die regte gedagtes in my hart ingegee. My aandeel daarin staan gelyk aan 0. Ek hoop en glo dat dit tot die einde toe so sal bly gaan. Onder hierdie leiding, vriend, kan ons met mekaar volgens die wil van die Meester die verdere uitvoering van die werk van die fariseërs wel waag. Wat dink jy hiervan, vriend uit die hemele? Raphael sê, ag, dit is heel wat anders. In die gees is 'n sonde by die uitvoering van die aangeleentheid glad nie denkbaar nie. Laat ons dus innerlik verenig met Elohim se krag die werk weer 'n aanvang laat neem. Intussen het die owerste Stahar, maar kry ons nou sy naam, hom versterk, en hy kom weer na Sireneus terug, en dank hom hartlik vir die weldaad wat aan hom bewys is. Hierdie naam Stahar, wat my so dink aan star, want dis wat hy is, hy was so star in sy fariseer gewoontes, dat hy nooit die geestelike kon sien. Nou, dit is wonderlik, en dit is ook, as ons Joshua se wil doen, en toelaat, dat hy in ons kan werk, dan gee hy vir ons nie net vir Raphael nie. Raphael is die engel van wysheid op daai bord. Hy gee Raphael plus 6 ander vir ons, tot ons beskikking, wat ons in alles sal bystaan, mits ons binne Vader se orde optree, wanneer ons met ons medemens omgaan. En Sireneus het nou vir ons 'n uiters goeie voorbeeld gegee, waar hy as streng, onverbiddelike regter met al die mag tot sy beskikking, het hy homself neergelê by Joshua se woorde en sy barmhartigheid uitgedra teenoor hierdie sondaars. En dit is vir ons 'n groot les, dat ons dit ook sal doen. Want ons het nie naaste by die gesag en die mag wat hierdie ou gehad het nie. Maar tog, oordeel ons baie keer baie streng oor ons medemens. En dan kan Joshua nie in jou werk nie. Dan kan hy die geeste, die engele nie vir jou stuur nie, want omdat daar krag in jou woorde en dade en gedagtes is, soos wat Karen in haar lesings nou vir ons dit geleer het van Joshua, kan jy nie die engele se mag gebruik nie. Want kom ons sê, jy sê vir 'n persoon, ag man, vlieg hel toe. Daai woorde het krag, en jy het die mag om daai ou hel toe te stuur, want jy het dit uitgespreek. En as hy net daar sou sterf, dan is die arme man verdoem. Maar daarom sal Joshua sulke dwaasheid nie laat gebeur nie. Maar, jy kry ook nie die krag van die gees. Die krag van die gees kom net wanneer jou gedagtes, jou woorde en jou werke binne die orde van die liefde is. En jy mense barmhartig behandel. Ek kry regters, magistrate, baie jammer in die hiernamaals, want vir elke regsaak wat hulle moes regspreek en waar hulle uiters streng was, gaan hulle moet verantwoording doen vir dit. Daarom het Joshua vir alle regters gesê, jy moet die wêreldreg, die Romeinse reg, in ons land die Romeins-Hollandse reg, moet jy uitoefen, want daar moet orde in 'n land wees. Maar gee altyd vir die sondaar of die skuldige
'n kans om te verbeter. Of dit dan in 'n tronk is, of dit in 'n klipgroef is waar hy groot klippies klein en klein klippies fyn moet slaan, dan moet dit so wees. Maar hy sê, moet hom nie onmiddellik teregstel nie. Gee hom 10 jaar kans om te verbeter. En as hy dan verbeter, sit hom in 'n inrigting waar hy hoort en waar hy dan kan verder op die aarde leef. So baie belangrik dat ons die lesse wat ons hieruit kry in ons agter ons oor sal haak, want een van die dae gaan ons regeer oor ons eie volk. Ek kan vir julle dit sê, die boervolk sal vry word. En die boervolk sal weer 'n stuk land hê en ons sal weer leef soos wat die orde van Vader dit bepaal. Want Yeshua sal ons leier wees. Hy sal die president wees, hy sal die regter wees, hy sal alles wees. En ons sal net gehoorsaam aan hom moet wees. Maar dan sal dit goed gaan. Daarmee sluit ek die lesingkie af. Baie dankie.